broers en susters na die wonderlike tyd van Bybelstudie. Die onderwerp van vandag se Bybelstudie is, ons gaan 'n bietjie gesels oor Onesimus, vry van slawing. Jy mag miskien vir my vra, nou, wat beteken Onesimus? En wat beteken dit om vry te wees van slawing? So kom ons gaan na die woord van die Here, ons gaan kyk na wat die Bybel sê. En wat in die woord van die Here sê oor hierdie onderwerp van Onesimus, vry van slawing. So kom ons lees uit die woord van die Here soos volg. Ons gaan lees uit die boek van Filemon, hoofstuk 1, vers 1, en dan vers 8 tot vers 10. So ons lees soos volg. Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broeder Timoteus, aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider. Daarom, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betamlik is, pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwerk het in my boeye. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwerk het in my boeye. Baie interessant, hier skryf Paulus aan Filemon, en vir die eerste keer stel hy ons voor aan 'n persoon met die naam van Onesimus. Nou die vraag wat u vir my kan vra is, nou wie was Onesimus en waarvanaf kom Onesimus? Of wat beteken die naam Onesimus? Nou, wat ons nou gelees het, waar hy sê dat ek pleit by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwerk het in my boeye. Nou, die woord verwerk kom van die woord genao. En genao beteken 'n man of 'n vader wat kinders het. Beteken ook om 'n kind groot te maak. So hierdie woord genao beteken om 'n geestelike kind voor te bring en te versorg of om voor te plant. Wat beteken dat Onesimus was gebore, was geestelik gebore toe hy vir Paulus ontmoet het. So Onesimus was 'n geestelike kind van Paulus die apostel. So hier skryf dit. Nou die woord, ek het vir Onesimus verwerk in my boeye. Nou, die woord boeye kom van die Griekse woord desmon, wat beteken 'n gevangene, wat beteken iemand wat in ketting is. So wat beteken dat Onesimus het tot bekering gekom terwyl Paulus in sy boeye was. So dit kan wees dat Onesimus saam met Paulus in die tronk was. En toe Onesimus as 'n gevangene in die tronk was, het hy vir Paulus ontmoet. En in die gevangenis, terwyl hulle albei in boeye is, het Onesimus tot bekering gekom. En hy het 'n geestelike kind van die Here geword. Nou, die woord boeye kom ook van die tweede woord deo. Nou, deo beteken om met kettings vas te bind. Beteken om met kettings vas te maak. Beteken ook om in kettings te verval. So dit beteken dat Paulus was 'n gevangenes vasgevang in hierdie kettings, maar ten spyte van sy kettings was hy nog steeds in die posisie om vir Onesimus te vertel van Jesus Christus. Onesimus het tot bekering gekom in die gevangenis en hy het 'n kind van Jesus geword. So Onesimus was 'n gevangenes en hy het toe vir Paulus in die gevangenis ontmoet. Nou, in die gevangenis het Onesimus tot bekering gekom. So ten spyte van albei se omstandighede van gevangenis, het albei geweet dat daar was nog steeds hoop in Jesus Christus. So Onesimus het gedog dat hy sou sterwe in hierdie gevangenis, maar sy hoop en sy oplossing was in die gevangenis toe hy vir Paulus ontmoet het. Nou die vraag wat ek vir u wil vra, is u in 'n gevangenis vandag? Is u in die omstandighede, is u omstandighede of u lewe 'n gevangenis? So is u soos
Onesimus dat u in 'n fisiese, 'n emosionele en 'n geestelike gevangenis is. Is u in 'n gevangenis? En dis wat ek vandag oor gaan gesels, oor Onesimus vry van slawerny. So kom ons gaan na dieselfde boek hoofstuk 1 en dan gaan kyk ons bietjie na vers 11. Filemon hoofstuk 1 van vers 11. Dit lees ons vol. Wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou is. Vir my, ek stuur hom Onesimus terug na jou. Hier is Paulus en Paulus sê dat Onesimus, Filemon, ek ken vir Onesimus. Ek gaan hom nou terugstuur. Nou, volgens geskiedenis was Onesimus 'n slaaf van Onesimus 'n slaaf van Filemon. En Onesimus het gevlug van Filemon se meester, nog steeds as 'n slaaf. En toe hy kom waar Paulus is, was hy in 'n gevangenis, gevange geneem. En hy kom tot bekering aan, hy is vry. En wat gebeur? Onesimus kom tot bekering en Paulus sê dat Onesimus, jy moet teruggaan na jou meester. En hier skryf hy 'n brief en hy sê, Filemon, Onesimus wat jy geken het as 'n slaaf, was vroeër nutteloos vir jou. Maar nou stuur ek terug na jou toe, want hy is nou nie meer nutteloos vir my, maar hy is nou baie nuttig vir my. Ek stuur hom terug na jou toe. Nou, baie interessant, die woord Onesimus beteken, en dit kom van die Griekse woord Onesimus. En Onesimus beteken winsgewend. Dit beteken ook nuttig. Onesimus beteken ook bruikbaar. Onesimus kom van die woord onanime. En onanime beteken om nuttig te wees. Onanime beteken ook om wins of voordeel te ontvang. So wat beteken Onesimus was 'n wins vir Filemon as 'n slaaf. Maar toe hy tot bekering gekom het, het Paulus gesê dat Onesimus, jou naam, wat winsgewend beteken nie dat, het beteken dat jy het nou 'n wins geword vir die evangelie van Jesus Christus. So ek stuur vir jou terug na jou vorige meester, Filemon. Nou die woord Onesimus kom ook van die woord onoma. En onoma beteken 'n naam wat gebruik word vir alles wat die naam dek. Onoma beteken ook die karakter en die gesag in die naam. So, nou die naam Onesimus het 'n karakter gehad wat beteken jy is winsgewend vir jou slaaf of jy is winsgewend vir die evangelie van Jesus Christus. So wat beteken onoma, beteken dat die karakter van Onesimus was in sy naam. Daarom is dit so belangrik om te weet dat wanneer ons kinders name gee, dat name het groot betekenis en groot krag. Nou die vraag wat jy my vra, kom ons kyk bietjie na die agtergrond van Filemon. Nou Filemon, in die boek van Filemon hoofstuk 1, lees ons van vers 15 tot vers 16, so ons lees soos volg. Want miskien is hy, Onesimus, om hierdie rede 'n teken van jou geskei, Filemon, dat jy vir hom vir altyd kan besit, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. So wat beteken Onesimus was 'n slaaf van Filemon? En hier sê Paulus dat, luister hier so, Filemon, dat Onesimus was jou slaaf. Hy het gevlug van jou, maar nou stuur ek hom terug, nie meer as 'n slaaf nie, maar ek stuur hom terug as 'n broeder en as 'n geliefde in die Here. En dit is so belangrik om te weet dat Paulus was 'n man van integriteit. En hy het geweet dat Onesimus moes teruggaan om restituisie te doen by sy baas of by sy meester, Filemon. En dis hoekom hy geskryf het en gesê het dat ek stuur hom terug. Nou, Onesimus was nie meer 'n slaaf nie. Die Here het hom verander van 'n slaaf tot 'n broer.
Hier sê Paulus dat ek stuur vir Onesimus terug na jou toe, nie as 'n slaaf nie, maar as 'n broer. So die Here verander vir Onesimus van 'n slaaf na 'n broer, wat beteken Onesimus kom tot bekering. Is u 'n slaaf vandag? Is u nog steeds vasgevang in sonde? Is u nog steeds vasgevang in die omstandighede? Vandag wil die Here vir u vrymaak van sonde. Die Here wil vir u vrymaak van enige vorm van slawerny. Die Here wil hê u moet tot bekering kom, net soos ons Onesimus. So, ten spyte van jou slawerny van sonde, van omstandighede, ten spyte van enige vorm van slawerny, God wil nog steeds vir u vrymaak. God wil vir u bevry. So dit is baie belangrik om te weet dat Onesimus was 'n slaaf, maar toe hy tot bekering kom, toe word hy 'n broer. Hy word 'n broeder in Jesus Christus. So, nou wat beteken die woord broeder? Waar hy sê ek stuur hom terug as 'n broer of as 'n broeder. Nou voor ons kom by die woord van broeder, kom ons kyk gou 'n bietjie na die Griekse woord slaaf. Waarvan kom hierdie woord slaaf? Nou die woord slaaf kom van die woord doulos. Nou doulos beteken 'n man van diensbare toespan. 'n Diensknegt. Doulos beteken ook 'n persoon wat homself oorgee aan die wil van 'n ander. Doulos beteken ook om vir ontzag jou eie belange om aan ander toegewy te word. Dieselfde woord slaaf kom ook van die woord deo, wat beteken om met kettinge vas te bind en vas te maak. So wat beteken Onesimus was 'n doulos? Onesimus was 'n slaaf in kettinge en vir lewenslang was hy vasgemaak voor hy tot bekering gekom het. Hy was 'n slaaf van sy omstandighede. So my vraag wat ek vir u wil vra, is u vasgevang in 'n emosionele, geestelike gevangenis? Is u vasgevang in 'n lewenslange kettinge? Net u ken die antwoord vir hy vraag. So Onesimus was 'n gevangene, ook nie net van sy omstandighede nie, maar hy was ook 'n gevangene van sy verlede. Want Onesimus, voordat hy 'n broeder geword het, was sy verlede 'n doulos. Sy verlede was 'n slaaf. My vraag is u 'n slaaf van die verlede? Want jou verlede kan vir u gevangen hou. U kan in die teenwoordigheid lewe en u kan glimlag en u kan gelukkig wees, maar baie min mense weet dat u is vasgevang as 'n slaaf in die verlede. Wat is u verlede wat vir u vasvang? Onesimus se verlede was 'n slaaf. Hy was 'n gevangene. Maar toe hy tot bekering gekom het, het die Here hom verander. So kom ons kyk 'n bietjie na die boek van Filemon hoofstuk 1 en ons gaan kyk gou na vers 13. Waar die Here vir Paulus vir Onesimus verander het. So Filemon hoofstuk 1 vers 13. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeye van die evangelie in jou plek kan dien. Kom ons lees weer Filemon hoofstuk 1 vers 13. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeye van die evangelie in jou plek kan dien. Nou, baie interessant, die woord dien kom van die woord diakoneo. Nou, diakoneo beteken om te wag. Diakoneo beteken 'n kelner wat in 'n restaurant wag vir bestelling van gaste. Diakoneo beteken ook 'n verligting te bring vir in iemand se behoefte. Diakoneo beteken ook om te gee vir die behoeftes en vir die armes. So hy sê dat Onesimus het 'n dienaar vir my geword. Dat in die boeye van die evangelie in jou plek het Onesimus vir my gedien. Nou die woord dien kom ook van die woord diakonos. En diakonos beteken om die rol van 'n diaken te vervul. So dit beteken as jy 'n diaken is of 'n diaken is, beteken dat jy is 'n diensknegt. Jy moet 'n rol vervul, die rol om in die behoeftes van die armes en die behoeftiges te vervul. So wat beteken dat toe Paulus in die gevangenis was dit Onesimus
wat 'n diensknegt was vir Paulus in die gevangenis is. Want toe hy tot bekering gekom het, het hy besef dat die Here het hom verander van 'n slaaf tot 'n bedienaar van die woord. En Paulus het dat in die boei van die evangelie. So wat beteken dat Onesimus het 'n slaaf hy het verander van 'n slaaf tot 'n prediker. So hy het begin 'n bedienaar van die woord geword. So wanneer jy in Christus Jesus kom, en Jesus maak jou vry van enige vorm van slawerny, maak jy jou 'n diensknegt vir hom. Jy word 'n diensknegt van die evangelie. So Onesimus was nie net verander van 'n slaaf tot 'n bedienaar van die woord nie, maar hy was ook verander van 'n slaaf tot 'n sendeling. Nou kom ons gaan lees bietjie na die boek van Kolossense hoofstuk 4 en ons gaan kyk 'n bietjie na vers 7 en tot vers 9. Wat sê Kolossense hoofstuk 4 van vers 7 tot vers 9? Kolossense hoofstuk 4 van 7 vers 7 tot vers 9. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en medediensknegt in die Here julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur juis hiervoor om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos. Saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Baie interessant. Hier skryf Paulus weer en hy maak 'n melding aan die Kolossense en hy maak weer 'n melding van Onesimus. Nou Onesimus, hier skryf hy, ek stuur vir Onesimus saam met Tychicus na julle toe. En Onesimus gaan ek stuur en hy noem vir Onesimus hy gee vir Onesimus 3 titels. Hy sê Onesimus die getroue, nommer 2 die geliefde en nommer 3 broeder wat van julle mense is. En hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. So baie interessant, hier stuur Paulus en hy vaardig vir Onesimus wat 'n vorige slaaf was. Is hy deur Paulus afgevaardig as 'n sendeling na die Kolossense, na die gemeente toe. Nou baie interessant, nou die vraag wat u van my vra nou, wat was die funksie van Onesimus as 'n sendeling, as 'n bedienaar van die woord na die kerk van Kolossense? So baie interessant, so die eerste woord wat hy van skrywe is in waar hy sê dat Onesimus, dat ek stuur hulle sodat hulle kan ken wat julle toestande is. Nou die eerste ding is, hulle moet eers die toestande van die kerk leer ken. Nou die woord ken, om jou toestand te ken, nou die woord ken kom van die woord ginosko. Nou ginosko beteken om vertroud te raak met iemand. Ginosko beteken ook om 'n tieme en 'n persoonlike insig en kennis te hê oor iemand, beteken ook om iemand se omstandighede te verstaan, beteken dan ook om iemand te verstaan. Nou, hy sê dat die eerste funksie wanneer ek vir Onesimus na julle toe stuur as 'n sendeling, is dat hy moet julle leer ken. So, dit was die eerste funksie wat hulle moes gedoen het. Die tweede, hy sê ek stuur vir Onesimus as 'n sendeling om julle harte te vertroos. Nou, vertroos kom ook van die woord parakaleo, en parakaleo beteken om na iemand se kant te kom met die doel om hierdie persoon te help te wees. Beteken ook om iemand te versterk en om iemand aan te moedig. My broers en susters, verbeel jy, 'n vorige slaaf, Onesimus, wat vasgevang was deur sy omstandighede, is nou 'n sendeling. En Onesimus, as gevolg van sy vrymaking, gaan hy nou en hy word 'n troos vir ander gelowiges. Hy vertroos ander gelowiges. My broers en susters, dat wanneer Jesus jou vrymaak van jou omstandighede, van jou sondes, dan word jy 'n seën en 'n troos vir ander gelowiges. Nou, die woord beteken dan ook, dan sê hy dat ek stuur nie net julle om vir Onesimus om julle omstandighede te leer ken nie. Ek stuur nie net vir Onesimus om julle te parakaleo, om julle te troos nie, maar nommer 3, ek stuur vir Onesimus om aan julle bekend te maak wat hier
wat voorval of wat gebeur. Nou die woord bekend maak beteken norizo. Norizo kom van die woord wat beteken om deeglike kennis van iets of van iemand te hê. So beteken om deeglike kennis van iets of iemand te hê. Wat beteken dat Onesimus kom nie net om julle te leer ken nie, kom nie net om julle te vertroos nie, maar kom om julle bekend te maak, die evangelie. So wat beteken Onesimus was so vry dat Paulus vertrou het, dat alles wat Paulus in hom gedeponeer het, kon Onesimus oorgee en oorhandig en bekend maak aan ander gelowiges. So die vraag was, wat was die karakter en die kwaliteit van Onesimus? Daar is 3 karakters wat Paulus gee. Die eerste, hy sê, Onesimus, die getroue en geliefde broeder. Nou die woord getroue kom van die woord pistos. En pistos beteken persone wat hulle self getrou bewys in 'n transaksie van besigheid of van sake. Die woord pistos beteken persone wat hulle self getrou bewys in die transaksie van besigheidssake. So wat beteken is Onesimus het homself bewys. Hy het hom bewys dat hy is nie meer 'n slaaf van sy verlede nie, maar hy is vry. En omdat hy vry was, kon hy verkondig van die vrymakingskrag van Jesus Christus. My vraag is, kan mense u vertrou as dit kom by pistos? Die tweede, hy sê, Onesimus die geliefde. Nou die woord geliefde kom van die woord agapetos. Agapetos beteken iemand wat waardig is vir liefde. Iemand met 'n hoë agting en guns. So wat beteken dat Onesimus was so lief vir die broers en die susters in die Here, vir die ander gelowiges, dat die gelowiges so lief geraak het vir Onesimus. Verbeel jy, 'n vorige slaaf. En dan eindig hy met die woord, dan sê so Onesimus, die geliefde broeder. Nou die woord broeder kom van die woord adelphos. En adelphos beteken verenig met 'n ander deur die band van liefde. So wat beteken dat Onesimus was 'n medegelowige. Hy was 'n broer in Jesus Christus. So my broers en susters, dat wanneer u in die Onesimus dimensie of die Onesimus vlak kom, beteken dat die Here maak jou vry van alles. Daar is 3 areas waar God vir u vry maak. Die eerste area is wat ek noem die area of die dimensie van die mentaliteit. So God maak vir jou vry in jou gedagtes. So wat beteken dat jy kan vry wees fisies, maar as jy nie vry is in jou gedagtes nie, beteken jy is nog steeds 'n slaaf. So God wil u vry maak van slawerny, van die slawerny in jou gedagtes. So elke slaaf of slawerny wat jy ervaar in jou gedagtes, in jou mentaliteit, God wil vir u vrymaak. Die tweede is God wil jou vrymaak in jou posisie. Nou, as u weet wat is u posisie in Christus Jesus, dan sal u weet dat Jesus het jou vrygemaak van enige vorm van slawe. Wat beteken jy moet jou posisie ken in Christus Jesus? Die derde, die Here maak jou vry in jou lewenstyl. Dis in jou wandel elke dag. So wandel elke dag in vryheid van enige vorm van slawerny. Jou lewenstyl, jou daglikse lewe moet projekteer dat Jesus jou vrygemaak het. Onesimus, as God jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. So ek het gekom aan die einde van hierdie Bybelstudie en ek hoop dat jy hierdie Bybelstudie geniet. En my gebed is dat u in vryheid sal wandel vir die res van die lewe. Tot volgende keer. Shalom, shalom. God seën.